Baie welkom by vanaand se studie. Ons is by Openbaring hoofstuk 20. Openbaring 20. Is dit 'n vars nuwe een? Ja, maar ek het net op by bladsy 26 en daar is 28. Zijn nog goed in my. Ja. Het julle bladsy 27? Niemand het nie. O, het niemand. Niemand het bladsy 27 nie. Bladsy 27 is Openbaring 23. Ek dink die einde van die vorige gedeelte was by 'n bladsy. Nee, wat jy moet verstaan is, in die boekie wat ek besig is om te maak, is die gedeeltes wat in die inhoudsopgawe is. Die inhoudsopgawe maak 'n bladsy op. En hy is nou oor na die volgende bladsy toe. Toe skuif hy die hele boekie een bladsy aan. En dit het gebeur nadat ek vir julle daardie uitgedruk het. So dis hoekom hy in Openbaring 23 staan, want hy is nog nie gedruk nie. Ja, dis is dan nou ja, verlede week was 26. En nou is ons op 28. So dis verskuil en dis glad nie deel van die Bybelstudie nie, maar dis hoe dit gebeur het. Dis nog nie geopenbaar nie, maar nou het jy dit gekry. Goed, mooi oplettende. Jy moet verstaan, ek is besig, terwyl ek vir die Bybelstudies aanbied, is ek besig om dit te skryf. So wanneer ek 'n projek soos hierdie aanpak, is dit nie die eerste keer dat ek skryf nie, dis die derde keer dat ek nou skryf. So die eerste skryf van die Bybelstudies was los, fyn, so ligte kommentaar as moontlik. Die tweede weergawe het 'n werkboekstudie in plek gebring. Die derde weergawe is 'n verwerking van die werkboekweergawe en dis waar ons nou is. En na 3 of 4 kere, en dan moet jy so oud word soos die professor wat die kommentaar geskryf het, dan begin jy 'n boek skryf, omdat jy nou hoeveel keer deur boeke gewerk het en nou dink, goed, het ek nou genoeg gelees hieroor? Kan ek omvattend hieroor praat? En dis wat met my materiaal ook gebeur. Ek skryf my eie materiaal, so jy sal sien ek het nog nooit, terwyl ons hier Bybelstudies aangebied het, 'n ander boekie gebruik en vir julle gegee wat iemand geskryf het. En nie omdat ek hulle nie vertrou nie, maar ek is besig met skryfwerk, want dis 'n projek. Ons is met 'n projek van skryfwerk besig. Deel van my projek is nie net my skryfwerk nie, maar is ook hierdie opnames wat ons maak. So dit verander wel, soos ek aan u as groep dit verduidelik het, so het ek dit aan 'n groep in vorige gemeentes ook verduidelik, en die wat dit hoor dit in aangegroeide vorm, as ek dit so kan stel. So dit is op die kennis van die vorige studies die beter aanbieding van my vorige aanbiedings, omdat ek moes groei en studie tot nou. Dit groei en nou het ons ook die tydsgees wat ek in hierdie studie veral bygebring het, en ek het veral vir u in hierdie studie probeer gee, wat ek nie in die ander studies gegee het nie, is die lyn van die aardse stryd en die geestelike stryd, en hoe dit met mekaar praat deur die boek. So dis die nuwe bywerking, wat ek veral in die opnames vir u gee, wat nie in die vorige studies gebeur het nie. So dis hoekom ek die boekies bly verander. Ek werk hulle eintlik by. So jy word slimmerder. Slimmerder en slimmerder, soos iemand sou verduidelik. Nee, ons probeer wyser word deur wat ons lees en wat ons leer, en hopelik is die laaste beter as die eerste. Dis die bedoeling van studie. Kyk, ons meld aan as predikante vir studie voltyds vir altyd. En dis hoekom ons in voltydse bediening staan. Ons leer vir altyd. Maar ons leer tot nou toe, is dit die produk wat ek vir u kan neersit.
nog steeds in werkboekvorm. Jy sal sien hier's nie baie ander goedjies tussenin gesit nie. Dis nie finale vorme nie. Dit is my volgende weergawe is Openbaring in 'n finale ek wil nie die woord leek eers gebruik nie, maar in 'n finale vorm met diepteverskille. Hierdie is die ligste vorm van die studie wat ek ooit vir iemand sal aanbied, wat ek nou vir u aangebied het. Want ons kon nou 'n week op 'n hoofstuk spandeer. Meeste van die tyd kan jy nie dit doen nie. My eerste studie het 27 uur se aanbiedings gevat. Was dit 3/4 jaar. En as ek dit nou so moet aanbied soos toe, is dit 'n jaar en 'n half wat ek waarskynlik aan dit sal stil staan. So daar's meer om te sê, daar's meer om te doen, daar's meer om te verduidelik. Maar genoeg van my studie oor die boek Openbaring. Kom ons gaan na ons studie van die boek Openbaring. Ons het gedoen en ons is nou in die heel laaste deel, laaste 3 hoofstukke van Openbaring. En in Openbaring 20 begin die laaste herhaling. En dit moet ek vir julle dan nou sê, die laaste herhaling. U het een herhaling gesien, Openbaring 1 tot 3. U het nommer 2 gesien van 4 tot 7. U het nommer 3 gesien van 8 tot 11. U het nommer 4 gesien van 12 tot 14. U het die 5de herhaling gesien van 15 en 16. En u het die 6de herhaling gesien van 17 tot 19. So u het nou, as u die prentjies nou moet verstaan, die herhalings, u huiswerk is soos volg. U gaan nou in u persoonlike studie van Openbaring die eerste 3 hoofstukke bo-aan neersit en alles neerskryf wat u sien. Dan sit u die volgende een reg onder hom gelyklopend en kyk waar is dele weer gesê en waar is volgende dele verklaar. Dan sit u die 3de deel neer en u kyk wat is nou gesê, wat al reeds gesê was, u sit dit weer neer, want die openbaringsgeskiedenis lyk so, daar's 'n komende oordeel, maar daar's 'n stryd terwyl ons wag vir hierdie oordeel. Dan leef ons in die oordeel, dan is dit die oordeel self. En elke boek eindig by daardie oordeelsmoment. Elke deel, elke herhaling eindig by die oordeelsmoment. Dan word sekere dele se verduideliking van die oordeelsmoment baie gedoen en dan gaan ons oor na die oordeel na die ewige heerlikheid. Sien nie die fases waarin ons die boek beskou. Elke prentjie gee iets hiervan. In die begin sien ons baie net van die komende oordeel. Maar nie veel meer nie. Dan sien ons al hoe meer van die oordeel, hoe erg die oordeel is. En dan sien ons die ewige heerlikheid en ons sien dit meer in die laaste 2 hoofstukke as wat ons dit sien in die res. Maar as elke boek, elke herhaling van hierdie boek gee dit vir ons erns. En jy moet nou elke keer se herhaling gebruik om te sien wat staan in die geheel. En dis hoe die boek aan mekaar gesit is. Dit is 'n baie mooi boek en 'n baie mooi manier om dit te wys. Wat ons in Openbaring 20 tot 22 gaan sien is 'n baie kort stukkie van oordeel en 'n groot stuk van heerlikheid. In Openbaring 1 tot 3 het ons 'n groot stuk gesien van komende oordeel. En dis dit. Terwyl ons ly. In die middelste hoofstukke het ons baie van die oordeel gesien, soos dit plaasvind, en die finale oordeel. So jy sien hoe dit min of meer, iemand verduidelik dit soos 'n pendulum wat deurswaai, en foto's word geneem in daardie moment. En soos jy daai foto sien, soos hy deurswaai, is die fokuspunt van elke deel vir ons gegee. Goed, so dis die maklikste manier hoe ek dit vir julle kan verduidelik van hoekom 7 herhalings oor elke keer oor dieselfde goed gaan en ek dit weer herhaal. So nou begin ons met die laaste van die 7 herhalings. En hoekom is die getal 7 in Openbaring? Om volmaaktheid aan te dui. So dis 'n volmaakte openbaring van wat? Van God se openbaring. Reg. En soos professor Adendorf in sy boek skryf,
As daar nou een hoofstuk is in die Bybel wat baie betwis word of baie oor gepraat word, is dit Openbaring 20 vir al die eerste 6 verse. So ek kan die heel aand besig hou met die eerste 6 verse en die volgende week en nog 'n week, want daar's baie gesê daaroor. Gaan ek die hele aand besig hou met die eerste 6 verse? Nee. Ons gaan aan. Ek lees Openbaring 20 vers 1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. Kom ons kyk vers vir vers na hierdie eerste 3. Dis die eerste subdeel van die 6. Ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal. Hoeveel dele het so begin? Baie. So hier begin die visioen. Ek het gesien. En onmiddellik as ons dit by Openbaring sien, is dit 'n prentjie. Is dit simbolies? 'n Prentjie van simboliese waarheid word nou vir ons beskrywe. Ek het 'n engel gesien uit die hemel met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Wat het hierdie engel in sy hand? Noem dit? 2 goed. 'n Sleutel, waarvoor gebruik ons 'n sleutel? Toesluit of? OK, waarvoor gebruik ons sleutels altyd? Oopsluit en toesluit. Is daar enige ander gebruik vir sleutels? Goed. Is dit maklik om te verstaan? Goed. Kettings. Waarvoor gebruik ons kettings? Suid-Afrika konteks? Wêreldkonteks? Wêreldkonteks? Iets toe te sluit. So, nêrens in die wêreld word 'n ketting en 'n sleutel vir ander goed gebruik. Kettings om iets vas te maak. En baie keer het ons 'n slot aan die ketting. Nou hierdie ketting is om mee te bind en die sleutel is om mee toe te sluit. So wat word gebind? In hierdie geval wie? En wat word oop of toegesluit? Nou waar het ons al 'n oopsluit en 'n toesluit gelees in die boek? Wie kan onthou? Dink aan Openbaring 9. Dink aan 'n afgrond, want dis konsepte wat herhaal. Wie onthou die drogbeelde van Openbaring 9, wat uit die afgrond uit opgekom het, uit 'n donker put. En iemand het daar 'n sleutel van gehad, sodat hulle kon uitkom. Onthou jy dit? Of is dit nuwe nuus? Onthou jy dit? Goed, so dis belangrik dat in Openbaring staan daar reeds van 'n afgrond, nie 'n nuwe konsep nie, is klaar beskryf. Dis 'n plek waar hy goed gekom het wat ons nie van gehou het nie. Perde wat lyk soos wat? Lang hare, sterte wat die bose moes pynig. Onthou jy dit nou? Begin dit nou so 'n bietjie terugkom. Goed, hoofstuk 9 was 'n entjie weg, hoor. So as het 'n rukkie terug aan nou hoofstuk 9 gekyk, dit was dalk in verlede jaar. So wanneer ons, en dit was deel van die aardse stryd, so dit was 'n fisiese saak wat ons na moes gekyk het. So wanneer ons in Openbaring 20 vers 1 lees van 'n engel, wat doen engele? Wat is hulle taak? Hulle is boodskappers. Het hulle mag? Het engele mag? Ja, hulle het. Hulle het baie mag. Hoekom het hulle mag? God gee hulle die mag. Reg, sodat hulle doen wat hulle moet doen. Ons het heeltyd gesien en aan die engele is mag gegee om dit te doen. Aan die engele is mag gegee om dat te doen. So hierdie engel het wat gekry? 'n Sleutel met mag daarbey. Maar ook 'n ketting met mag daarbey. Waarskynlik om te doen wat met die 2 items gedoen moet word. Bind, vasbind, en die ander ene is om oop of toe te sluit. Reg.
Wat het hy gedoen met dit? Kyk na die prentjie, né? Ons kyk na die prentjie altyd eerste. En hy het die draak gegryp. Is hierdie draak nie magtig nie? Wat sien ons van die mag van die engel? Nie God self nie, maar die mag van die engel oor hierdie draak. Sien jy dit raak? En die prentjie wys dit dat die draak nie kon sê, ag maar los my uit nie. Ek gaan weg van waar hy gekom het. Die draak is ook 'n engel, en 'n engel van die Here kom en doen wat gesê is om te doen. Dit moet die eerste raak sien. Dit is wat die teks sê in terme van die prentjie. Hy het die draak gegryp. Nou jy gryp net iemand as jy mag het oor hom. Die ou slang, wie is hy? Die ou slang wat die duiwel en die Satan is. So, weet ons, wonder ons wie die draak is. Ons wil van die begin af weet ons. Waar word hy so beskryf? Alreeds Openbaring 12. Openbaring 12. Daar word hy beskryf, vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So hy word beskryf op dieselfde manier hier. Hoekom doen die Openbaring boek dit? Hoekom herhaal hy dieselfde dinge oor dieselfde goed? Want dit is dieselfde goed. Dit is dieselfde dinge. Sodat ons dit hoor, soos wat dit bedoel word, dieselfde. So hy het die draak gegryp, hierdie engel, en hy die slang, wat die duiwel en die Satan is, het hy gevat en gebind 1000 jaar lank. Maak eers 'n komma op die getal 1000 jaar. Maar voor ons die getal 1000 jaar ontleed, het jy die getal 10 al in Openbaring gehoor. Wat beteken die getal 10? Volledig of volheid. En as ons nou volledig of volheid dink, hoeveel keer kom die getal 10 in veelvoude van 10? Hoeveel kere van 10 kom dit voor? Wat het dit elke keer beteken? Volledig of volheid? Dieselfde. Dit het altyd dit beteken. So as ons 'n getal raak lees, en die getal is groot, maar hy is 'n veelvoud van 7, of hy is deel van 7, of hy is deel van 12, of hy is deel van 10, of hy is deel van 4, wat beteken die getalle dan? Beteken dit hier iets en op 'n ander plek iets anders? Dit is iets wat ons moet verstaan. Wanneer ons getalle kry en ons verklaar simbolies, en wat het ons laat dink om hierdie gedeelte simbolies te verklaar? En ek het gesien. Ek het 'n prentjie gesien. Nou wat gebeur nou vandag met verklaarders oor hierdie 3 verse, en veral tot by vers 6? Hierdie gedeelte word letterlik verklaar. Alles kan simbolies verklaar word, maar hier moet jy letterlik verklaar. Want hoekom moet jy dit letterlik verklaar? Want jy ken 'n teks wat sê 1000 jaar, 1000 jaar. Ja, dit moet 1000 jaar wees. Hoekom? 'n letterlike 1000. Want dit klink na 'n lekker lang getal. Hoe lank vat dit om 1000 jaar uit te leef? Hassy, mooi. Vat jou 1000 jaar. Soos 'n lang tyd. Simbolies gesproke is dit nie net 'n lang tyd nie, maar 'n bepaalde volledige tyd van volheid. En dit is deur wie bepaal? Alles wat ons tot nou toe gelees het is volheid, gedagtes. 'n Engel kom, wanneer? Op 'n tyd. Met wat in die hand? 'n sleutel vir 'n ding en 'n taak. En 'n ketting vir 'n taak. Klaar bepaal. Wie het dit bepaal? Die een wat volheid bepaal. Na wie toe is gegaan? Die een wat lankal gesê is jou tyd's min. Vir hom moet dit gesê word, want hy moet weet, jou tyd is nou baie min. En dan word hy gebind vir 'n volledige of 'n volheid tyd. Wat hoor ons nog heeltyd? Hier is geen beheer deur enige iemand behalwe God nie. God het beheer oor hierdie hele proses. Sy engel het 'n beheer, die tyd is beheer, die lengte van die tyd is beheer, en wie hou alles in sy hande? Die almagtige God doen.
En dit is belangrik wat ons moet verstaan van die 1000 jaar. Want by die 1000 jaar gaan ons te doen kry, en ons doen vandag, met baie gelowiges oor die wêreld, stry ons oor, hoe moet ons die 1000 verstaan? En dan kan ons praat oor die 1000 jaar tot ons blou is. Maar ons praat nie oor die oordeelsdag nie. Ons praat nie oor die wederkoms nie. Ons praat nie oor die sake waaroor ons geen twyfel het nie. Maar ons praat oor die saak waaroor ons nie verstaan hoe is die volheid bepaal nie. Oor waaroor argumenteer ons. En as ons hierna luister of hierna kyk of vanaand hier sit en ons wonder maar hoe moet ek dit nou verstaan? Verstaan een ding baie duidelik. Wanneer die vroeg-Christelike kerk bely, ons glo aan die opstanding van die dode, dan glo ons aan 'n gebeurtenis wat aan die einde van tyd sal gebeur. Die vroeg-Christelike kerk het nie gewonder oor die belydenis wat dit sê nie. Wanneer ons die deel oor Christus bely, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode, met hulle wat lewe en die wat reeds gesterf het. Jy ken daardie deel van die belydenis baie goed. Dan twyfel die Christelike kerk nie oor hemelvaart van Christus en wederkoms van Christus nie. Ons twyfel glad nie hieroor nie. Ek kan reg oor die wêreld nou gaan en ek kan met alle Christene gaan praat en oor hierdie saak praat en sê, ek glo dit met my hele hart. Want die Christelike kerk het nie twyfel hieroor nie. Maar ons het twyfel oor Openbaring 20 vers 3. Want ons moet nou weet hoe. In terme van 1000 jaar. Want daar's nou 3 standpunte. Daar's 3 groot standpunte hieroor. En dit hou mense besig tot hulle blou word. En hulle spandeer nie tyd aan die lewe terwyl ons wag vir die wederkoms nie. Ons spandeer nie tyd aan die goed waaroor dit eintlik gaan nie. Ons spandeer tyd aan wat? Hoe verstaan ons die 1000 jaar? Wat is die 3 standpunte? Blaai na die laaste bladsy van hierdie gedeelte. Ek het vir daar 3 prentjies neergesit. Dit kom uit die boek van professor Adendorf. Uit hierdie boek van professor Adendorf kom daar die 3 prentjies. En die professor Adendorf skrywe, en ek wil sy gedeelte vir u voorhou, want ek dink hy het lank genoeg die argumente bestudeer. En dit verskil nêrens. Dis die argumente. En hy het dit bondig gedoen. Ek moet nogal komplimenteer. Het is fantasties om te lees hoe Bybelstudente oor tyd hulle aandag op die regte plekke plaas. Jy sal onthou so tyd gelede wat daar 'n boodskapper verskyn in hierdie kerkverband wat gegaan het oor die eindtyd. En daardie boodskapper het die artikel gehad, maar hoe moet ons die 1000 jaar verstaan? Of hoe moet ons Openbaring verstaan? Hoe moet ons die eindtye verstaan? En waarvoor het dieselfde skrywer, professor Adendorf, homself beywer en te sê, kom ons praat bietjie oor dit waaroor ons saamstem, in plaas van oor dit wat ons verskil. Want ek dink dit is die groot dilemma van die Christelike kerk, is dat of jy nou, in die eerste standpunt is, premillennialisties is, met 'n millennia beteken 1000, en pre beteken voor 1000, en dit is nou in verband met die koms van die Here Jesus Christus, dan is daar ook 'n postmillennialisme, en jy hoor weer, post beteken na, en dis na die 1000, so dis 'n voor die 1000, en daar is 'n na die 1000 argument, en dan is daar 'n derde standpunt, wat in die prentjie vir daar gewys word, wat sê, die amillennialisme. Nou, A in die Latyn is altyd geen, of daar is nie 'n millennia nie. Daar is nie 1000 nie. Nou, die vroeg-Christelike kerk, en die standpunt waarby ons vandag nog staan, is die amillennialisme. 'n Man met die naam van Augustinus was van die kerkvaders, wat oor die leerstellinge rondom die baie goed van die reformatie, maar selfs die Calvinisme, staan by amillennialisme. Amillennialisme, dat daar nie 'n millennia is nie. Nou ek gaan vir u eers sê wat is die premillennialisme en wat is dan die postmillennialisme. Nou die premillennialisme, as jy kyk na die prentjie,
dan staan daar Christus se eerste koms, dan is daar 'n wegraping, en dan is daar 'n groot verdrukking, dan is daar 'n tweede koms van Christus, dan is daar 'n millennium, dan is daar 1000 jaar, en dan is daar 'n finale oordeel. En jy kan slegs by dit uitkom, as jy hierdie gedeelte so letterlik as moontlik lees, dan kan jy daar uitkom. Want nêrens in die skrif word gesê dat Christus tweemaal sal kom nie. Hy het gekom, hy het gelewe, hy het gelei, hy het gesterf en hy kom weer. Ons bely nie eers dat hy kom en weer kom nie. So ons belydenis is nie gegrond op twee komste nie. En ons belydenis is ook nie gegrond op 'n wegraping waar jy weggeraap word, 'n stuk van groot verdrukking het en dan is daar 'n oordeel nie. Met ander woorde, daar 'n stuk op die aarde is waar mense oordeel ontvang en dit nie die einde van tyd is nie. Ons staan glad nie by so 'n standpunt nie. En die premillennialiste glo dat daardie tyd op aarde, die millennia, 'n lewe in Jerusalem sal wees, 'n aardse koninkryk. En hier begin ons mekaar reg verloor. 'n Aardse koninkryk van vrede. Dit strook nie met die skrif nie, in terme van hoe ons dit sien oor die jare, hoe jy dit moet strook met 'n aardse koninkryk nie. Want in die letterlike jare, die letterlike koninkryk moet wees en 'n letterlike Christus wat op aarde moet regeer, dan verlaat ons hierdie pad maklik. Goed. So as jy hoor van wegrapingsteologie, en hierdie is 'n bietjie tegnies in die studie. Ek verstaan dit, ek gaan vinnig hierdeur. Wanneer ons praat van wegrapingsteologie, dan hoor u boeke soos Tim LaHaye se boek of se films of so wat ook al van Left Behind. U hoor sulke tipe goed. Waar gesê word, eenhou ry nog vlieg tog in 'n vliegtuig en dan val die vliegtuig want die co-pilot is weggeraap. Ja, die ou wat langs jou slaap, dis nou hooplik die vrou. Is weggeraap en jy het wakker geword, jou vrou is weg. Ek maak nou 'n grappie daarvan, is nie veronderstel om 'n grappie te wees nie. Want jou vrou weg is en jy weet nie hoe nie, dan is dit hartseer. Maar dis die tipe wegraping wat gepropageer word. Daar gaan mense op aarde wees en skielik is hulle nie meer daar nie en dan moet jy weer die groot verdrukking begin hou. En jy het agtergebly. En jy het agtergebly. Dis letterlik wat hier verkondig word. Hoor die genadelose evangelie. Dis nie wat die Bybel verduidelik nie. Want waar in Openbaring 7 lees ons dat iemand met die merk van Christus aan die oordeel blootgestel is. Ons lees dit nie. Ons lees dit nie. So ons lees nie in enige van die oordeelsdele dat die wat die merk van Christus gedra het enigsins agterbly nie. Niemand bly agter nie. Ons verstaan die wegraping soos 1 Tessalonisense 4 dit leer en soos ander gedeeltes daarvan praat. Ons praat, ek noem dit nou die wegraping, maar dis die dag wanneer die Here Jesus kom en almal gaan na hom toe. Dit is weg van die aarde af na die nuwe aarde, na die Here. Na die herskepping. Goed, premillennialisme. 'n Saak wat jy maklik kan eien en sien en sê, nee, hier's fout. Die letterlike lees strook nie. Die postmillennialisme, bietjie meer gevaarlik, klink baie meer soos wat ons dit verstaan en in vandag se tye begin dit bietjie meer posvat. Jy sal sien die prentjie wys Christus se eerste koms en dan is daar 'n aanbreek van die millennium en dan is dit die millennium en dan is dit Christus se tweede koms en finale oordeel. So, jy sien daar's ook 'n twee komste wat verkondig word. Ek lees professor Arnold se paragraaf hieroor. Postmillennialisme reken dat sy wederkoms aan die einde van toekomstige aardse ryk van 1000 jaar sal plaasvind. Aan die einde van 'n ryk. So daar gaan eers 1000 jaar wees en dan kom Christus. So daar kom eers 1000 jaar, dan kom Christus. By die ander ene het Christus gekom, geregeer vir 1000 en dan het hy weer gekom. Hierdie ene is eers die 1000, maar die wederkoms is nou daarna. Goed, die postmillennialisme, ek herhaal dan,
Postmillennialisme reken dat sy wederkoms aan die einde van 'n toekomstige aardse ryk van 1000 jaar sal plaasvind. Volgens hulle wag daar 'n glorieryke aardse koninkryk van God iewers in die toekoms, waar tydens die kerk vir 1000 jaar vrede sal hê. Sommige postmillennialisme verstaan hierdie 1000 jaar nie letterlik nie, maar simbolies as 'n tydperk van vrede onder die Christus regering. So die Christene se regering is 'n belangrike deel hiervan. En dit sal as 'n goue messiaanse era wees wat die kerk deur haar prediking voorberei het. Ook hulle verwag in die tydperk 'n groot toekeer van die Jode na Christus. So wat moet ek verstaan hiervan? Ek moet verstaan dat beide sieninge sien dat die 1000 jaar iets is van regering. Albei sien dit. Waar hulle vrede plaas, die postmillennialisme plaas die vrede in die kerk. Die kerk se regering het 'n groot impak op die wêreld en veral op regering, en dan sal die regering se invloed, die kerk se regering invloed op die regering die ryk van 1000 jaar inlei, en dan kan dit simbolies hou tot op 'n tyd of letterlik hou, soos sommige dit sien vir 'n tyd. En dan is dit die wederkoms, die oordeel. Ons sien dit anders in terme van die amillennialisme. Hoe sien ons dit? Van Christus se wederkoms, sy hemelvaart, tot sy wederkoms leef ons in die 1000 jaar. Met ander woorde, die volledige tyd van vrede het reeds aangebreek. Hoe weet ons dit? En hoe verbind ons dit met die binding en die sleutel? Dis die sleutel wat ek wil hê jy moet onthou. Want die standaardsiening soos ons het, gee vir ons 'n baie duidelike rede hoekom ons sê daar's 'n binding op die Satan. Want ons kyk vandag na die wêreld en sê, maar daar's nie 'n manier dat ons in die vrede bly nie. Mense kyk so daarna en sê, daar's nie 'n manier nie. Hoe sê hulle in Afrikaans, die duiwel is brieklos. Hy is los. Want jy kyk na enigiets en jy sê, hierdie boosheid kan net nie 'n vredestyd wees nie. Hoe weet ons is 'n vredestyd? Die vredestyd het aangebreek met Christus se koms, wel. Want die binding van die Satan was al reeds sigbaar in Jesus se lewe op aarde. Hoe sien ons dit raak? Jesus kom op aarde en verskyn en hy begin praat. En hy begin duiwels uitdryf. En hy begin die bose bestraf. En hy begin stap soos by Gadara, en die varke lyk na 'n goeie oplossing. Want die bose geeste wat in hierdie man by Gadara is, vir hom word gesê, moet ons nie nou al pynig nie. Luister na hulle woorde, moet ons nie nou al pynig nie. Sê weer, gaan luister na die bose geeste by die besetene van Gadara se geskiedenis. Wat het hulle vir die Here Jesus gesê volgens die oorlewering? Moet ons nie nou al pynig nie, want die bose geeste weet alreeds wat wag. Hulle tyd is min, in die lig van Openbaring 12. Maar Jesus se mag oor die Satan word in geweldige duidelikheid in die evangelies beskryf. Dat ons sien dat Jesus begin om die Satan vas te maak. Ons sien hoe hy dit doen. Ons sien hoe hy hom aan bande lê. Ons sien dat hy nie meer die man by Gadara se lewe kan oorheers nie. Ons sien dat baie geeste uitgedryf word en ons sien dit veral toe Jesus sy disippels uitstuur. Gaan lees die gedeeltes waar hy sy die sending van die disippels na die mense toe doen. En luister na hulle getuienis. Hulle sê hulle het duiwels uitgedryf. Hulle het die Satan verdryf uit areas uit. Want die koninkryk van God het in Christus gekom en die binding van die Satan het alreeds in sy koms begin. Maar waar het hy voluit bereik? Raai. Voor dit. Dis 40 dae te vroeg. Te laat. Ja. By sy kruisiging het hy die Satan oorwin. Want die graf kon hom nie hou nie, toe hy opstaan uit die dood, het hy die dood oorwin. En die dood het nie meer mag gehad nie, en die Satan het nie meer mag gehad oor enigiemand nie.
Hoeveel keer word deur die apostels duiwels uitgedryf? Meer as 1 keer. Wel, Paulus word uit die stad uitgejaag in Filippi, oor hy 'n bose gees verdryf, en die mense nie meer geld maak uit die vrou uit nie. Die duiwel wil geld laat maak, en nou kan hy nie meer nie. Die bose gees kan nie meer werk nie. Die binding van die Satan moet jy so verstaan. Wanneer die Here hom bind, is sy mag aan bande gelê. Wie kan vandag duiwels uitdryf? Kom, help my. Wie? Wie kan vandag duiwels uitdryf? Wie? Glo asof dit die mag vir iemand. Wie? Vir wie kan hy dit gee? Vir enige iemand. Was sy? Wonderlike Bybelstudent. Wanneer die Here mag gee, is die mag gegee. So wanneer die Here toelaat dat iemand in die naam van Jesus Christus bid dat die duiwel moet gaan, dan gaan die duiwel. Dit is waar vir almal. Wat sê die Here Jesus oor geloof en wat sê hy oor ongeloof? Ons lees Jakobus se woorde in Jakobus 1 oor ongeloof, twyfelagtige geloof, moenie so bid nie. Moenie bid asof jy nie glo dit kan gebeur nie. Wat sê Jesus oor die mosterdsaad? Wat sê hy bid in die berg sal in die see gewerp word? Wat sê hy oor daardie saak van geloof? Hy maak 'n stelling daarvan, jy moet vertrou. En dis 'n geloofshandeling. Kan ons die duiwel kaalvuis aanvat sonder die krag van die Here? Nee, dan speel jy met vuur. Reg. Ons het al hoeveel keer vir mekaar gesê, as ons werk met die duiwel, werk ons met 'n magtige, bose gees. En as ons werk in die krag van die Here, werk ons met die almagtige God. Groot verskil. Ek herhaal, as ons werk met die duiwel, werk ons met 'n magtige, bose gees. Maar as ons werk in God, werk ons met die almagtige God. En dan is daar niks beperking nie. Die binding van die Satan in die amillennialistiese siening is dit: sedert Jesus se hemelvaart is die Satan gebind vir 'n volledige tyd. Tot die dag dat Jesus die bassein laat blaas. Of dat God die bassein laat blaas. En dat sy seun op die wolke sal verskyn om sy kinders te kom haal. En wat nou van hierdie sleutel? Kyk gou na die sleutel. Die res van die gedeelte is nie so moeilik nie. Wat moeilik in hierdie gedeelte is die baie sieninge oor die gedeelte. Ek wil hê jy moet die eenvoud van die gedeelte regtig raak sien. Die eenvoud van die gedeelte is, ons sien die engel, ons sien die ketting, ons sien die sleutel. En ons sien hy gryp die draak, ons sien hy bind hom. En hy's vas vir 'n volledige tyd. En dan, hy is in die afgrond gewerp, dis 'n plek. En hy's toegesluit. Wie het hom gesluit? Die een wat die mag ontvang het. En dit is bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. Hoor mooi, God weet. Hoe lank gaan jy daar wees? Solank as ek jy daar los. Hoe lank gaan jy mag hê, vrye mag oor hierdie ganse aarde? Kort tydjie. Hoe lank is 'n kort tydjie? Dis langer as 'n lang tyd. Dis al. Dis hoe die Bybel praat. Vir 'n kort tydjie, dan word nie vir ons 10 jaar gegee of sê net maar 'n ander datum van volledigheid nie. Maar aanvaar die kort tydjie is kort. Wat sê die Here Jesus met die groot verdrukking? Sal nou kans gee. Wat sê die Here Jesus met die groot verdrukking? As daardie tye nie verkort was nie, sou niemand geglo het nie. En niemand sou gered word nie. Hoekom sê die Here Jesus dit? Want hy weet 'n kort tydjie, lank genoeg dat ons kan vashou, sal daar wees. En dis die essensie van hierdie gedeelte. Vraag ek. So die duiwel kom weer.
Na sy 1000 jaar. Nee, hy kom nie weer nie, hy is reeds hier. Hy is net nie nou baie lekker besig nie, soos dit kan wees nie. Soos iemand nou sê, dis woes. Hoe gaan hy dan wees? Ons verstaan nie die groot verdrukking nie. Ons verstaan nie as klein verdrukking nie. En dit is ons persepsieprobleem. Ons sukkel 'n bietjie met die hitte en dan sê ons, hierdie 28 grade Celsius is verskriklik. Maar ons ken nie 50 in Appington nie. Of 53 nie. Hoekom nie? Want ons ry nie tot in Appington nie. Doen ons? Nee, as ons betaal word miskien. En dan sê ons, Appington is warm. Maar nou weet ons hoe warm Appington is. Nou het ons nog net Appington gevoel. Is daar nog warmer plekke? Seker? Maar weet ons alles? Nee. Ken ons alle belewennisse van verdrukking? Nee. Sal ons dit doen? Die dag as ons dit beleef, sal ons wel beleef wat is. Want dis hoekom die kerk van oor die eeue al gesê het, ons is al in die groot verdrukking en dis verskriklik. Reg, so binding is vir 'n kort tyd, of die 1000 is 'n volledige tyd, en dan ontbinding is vir 'n kort tyd, en dan gaan ons nie weet waar om te vlug nie. Dan gaan ons nie weet wat om te doen nie. Dit is 'n verskriklike tyd, en jy moet Matteus 24:25 en parallelle gedeeltes van die groot verdrukking lees dat Jesus sê, dit gaan verskriklik wees. Mense, dit gaan verskriklik wees. Daar is nie min woorde wat die Here Jesus daaroor gee nie. Maar wat sien ons raak in terme van die groot verdrukking in die gedeelte wat Openbaring 11 daaroor gegee het? Dat dit gaan lyk asof ons totaal en al vernietig sal wees. Dat selfs die laaste een van die getuies sal sterf en dan sal ons opgewek word en dan is dit die einde. Weet dit sal lyk asof dit tot niet is. Maar dis nie die einde nie. Verstaan dit baie mooi. So dis die volledige lyn. En ek gaan hom nou weer vinnig herhaal, want dis al lyn wat jy moet onthou van hierdie gedeelte. Vers 4 tot 6 baie vinnig. Ek het die trone gesien. Ek het trone gesien. So nou verander die prentjie. Jy het nou klaar die prentjie gesien, die engel gekom. Engel het sleutel en 'n ketting en hy het die Satan gevang, vasgebind in die gat gegooi, toegemaak en dankie. Hy is gebind. Dis die kort prentjie. Vers 4. En hy het die trone gesien. Nuwe prentjie. En hy het daarop gaan en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Nou word die 1000 jaar weer gedoen met die tweede prentjie. So, maar wat sien ons eers? Trone. Waarvoor is trone? Altyd vir wat? Heerskappy of regering. So wie regeer daar? Hulle wat? Onthoof is. So wie is dit? Martelare. Wie is dit? Die kerk. Die kerk regeer. Waar het ons al gesien waar die kerk op trone sit? Dink gou, hoofstuk 4 van Openbaring. Wat het ons daar gesien? Ja, wie daar gesit? Op trone. 24 daarvan. 24 ouderlinge het regeer. Reg. Was dit daar al die simbool van die Ou en die Nuwe Testamentiese kerk? Nou is die martelare bygevoeg by dieselfde prentjie. Want is ook 'n plek van regering, want wie sit ook daar? Hulle regeer. Saam met Christus. So wie sit ook op die troon? Christus. Dis belangrik dat ons sien Christus regeer en die kerk met hom saam. Reg. En hulle het geleef as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Kan jy nou sien? As die 1000 jaar eers moes aanbreek, aan die einde, soos ek hom letterlik sou lees, dan het ek nou gestop en hy het weer gekom en nou regeer ons.
Ons moet dit so lees as jy dit letterlik lees. Maar as jy 'n nuwe prentjie sien, moet jy verstaan hoe die prentjie in mekaar steek. Hierdie prentjie is nie kronologies nie. Die eerste prentjie is 'n prentjie. Die tweede prentjie is 'n prentjie. Van wat? Van die oorwinning oor wat? Oor die bose. En waar gaan die kinders van die Here heen? Hier is die antwoord op waar gaan die kinders van die Here heen. Dis nie verbind aan die vorige prentjie nie. Hoe is dit aan die vorige prentjie verbind? 1000 jaar het hom verbind. Wat is die 1000 jaar? Die tyd van lewe vanaf Christus se eerste koms tot sy tweede. Tot sy tweede koms. So van sy hemelvaart tot sy tweede koms is 1000 jaar. So as jy gesterf het as 'n martelaar in hierdie tyd, waar gaan jy heen? Dis al wat dit verklaar. Dit het nie 'n verband met nou is dit Satan bind en hierdie ander goeters het nou niks daarmee te doen nie. Dis nou klaar gedoen. Dis 'n nuwe stukkietjie. Maar die 1000 jaar is nog steeds die tema. So die tydperk van volledigheid is nog steeds daar. Vers 5 sê, en ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. So wat is die dode en die ander dode? Ai, nou krap ons almal kop. Hoekom krap ons kop? Die moeilikste vers in die hoofstuk is daai vers. Hoekom? Dis die raaiskoot wat verklaarders oor die eeue geneem het is, dit moet nou die ongelowiges wees. Hierdie moet die ongelowiges wees. Maar die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Kom ons kry gou die terme eerste opstanding, eerste dood, tweede dood. Wat is die opstanding? Wat is die opstanding? Wanneer is daar 'n opstanding? Met die wederkoms is daar 'n opstanding. Goed, wanneer is daar 'n eerste dood? Liggaamlike dood. Wanneer is daar 'n tweede dood? Dit gaan ons nou lees. Genade dood. Nee. Finale dood. Tweede dood is die oordeel. So, kom ons kyk gou na die terme, want ek wil die terme vir julle gee en dan verdwaal ons nie in die teks nie. Opstanding, wanneer ons saam met Christus opstaan. Wanneer is dit? Aan die einde. Ons liggame word opgewek en ons ontmoet Christus in die lig. 1 Tessalonisense 4. Dis waar daardie gedeelte inpas. Ons en 'n oogwink. Paulus skryf ook daarvan in 1 Korintiërs 15, wanneer hy praat oor die liggaam sal in 'n oogwink, in 'n knip van 'n oog verander word en van verganklikheid na onverganklikheid. Goed. So dis wat ons sien, terme soos eerste opstanding. Die eerste keer toe ons gehoor het van 'n opstanding van die dode was toe Christus opgestaan het, maar die eerste opstanding van die mense se dood gaan werklik wees wanneer die wederkoms plaasvind. Maar ek het al vir julle gesê daar was 'n eerste opstanding reeds gewees. Onthou jy dit? Ek het dit in Matteus 27 gelees. Toe Christus aan die kruis sterf, toe die graf toe oop gegaan en die mense die dag van die opstanding van Christus reeds in die stad verskyn. Daar word net daarvan dit geskrywe, nêrens word van dit genoem nie, dit word nie in enige ander literatuur genoem as dis die eerste opstanding nie, so dit staan nie bekend as die eerste opstanding nie, maar die eerste opstanding is Christus se opstanding, en daar die eerste opstanding van ander mense word ook daarin gesien, so jy moet hierdie terme net verstaan. Goed, so ek wil hierdie stukkie nou eenvoudig klaarmaak. Ons sien die trone, ons sien wie regeer. Hulle het nie die merk van die dier ontvang nie, dis die Christene wat Jesus as koning aanvaar het. En daar is 'n wagtyd totdat almal sou sterf. Openbaring 6. En die einde van tyd sou kom en dan is daar 'n opstanding. Maar ook 'n oordeel. Vers 6.
Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie. Nou hierdie eerste opstanding word nou hier verduidelik in die konteks van die opstanding van die liggaam en die vereniging met Christus. Dis ons weergawe van die wegraping op die dag van die wederkoms. Sien dit ook in die lig van Openbaring 7, wanneer die seël geplaas is op almal en niemand kan hulle skade maak in die vernietiging nie. Dis wanneer die Here ons wegvat. Maar dis dieselfde dag. Ons kan nie tyd in daardie stadium verklaar nie, maar dis in dieselfde tyd. So die opstanding wat hiervan gepraat word, is daardie opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie, want die tweede dood is die ewige dood. Maar hulle sal priesters van God in Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Weereens regering saam met Christus. Reg. En dit strook met die eerste deel waar staan sal regeer, waar in die plek waar die kinders van die Here sal wees. Goed, so jy het nou twee prentjies. Jy sien die engel, sleutel, ketting, vang die Satan, gooi hom in die plek, bind hom. Daar's 'n vaste tyd. Dan die tweede prentjie sê, wie regeer? Ons sien die kinders van die Here regeer wat gelei het en gesterf het. En ons sien dat hulle nie geraak word deur enigiets nie, maar die eerste opstanding is bestem vir die kinders van die Here om by die Here te wees. En hulle regeer saam met die Here. Derde prentjie. Vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, en om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. OK, jy word herinner aan die vorige hoofstuk. Want hy het toe daai klomp mense bymekaar gekom het en gesê, ons gaan doodmaak. Dit is hoofstuk 18 gewees. Almal kom bymekaar. Onthou jy daardie hoofstuk? Die Satan word nou losgemaak. Hy het genoeg tyd, want hy het 'n kort tyd. En hy is nie lui nie. As jy die duiwel goed ken, hy is nie lui nie. Hy is baie goed, hy is nie lui nie. So hy maak nou die tyd wat hy het tot sy beskikking, gebruik hy tot sy volheid. En hy gaan uit om die nasies te verlei, en hy maak hulle bymekaar, en hy kry die anti-kris bymekaar, as hy nog kan. Hy kry wat hy kan. En hy bring hulle bymekaar in die vier hoeke van die aarde. Nou wat beteken die vier nou weer? Noord, oos, suid, wes, is altyd die rigtings, dis wêreldwyd. As jy vier sien, altyd wêreldwyd. So, waar gaan die Satan, waar gaan hy heen? Wêreldwyd. Sal jy sien dat die Satan wêreldwyd droog maak? Ja, want almal sal dit weet. Die groot verdrukking is nie beperk tot Jerusalem nie, wat sommige glo, dit gaan net daar wees, want hulle neem die gebeure van Christus se woorde in Matteus 24:25, dat dit net oor Jerusalem gaan. Nee, dit gaan oor die hele wêreld. Die Gog en die Magog kom uit Esegiel 38:39. Gog is die leier en Magog is die streek. Hulle was vyande van Israel en hulle het saamgespan om teen Israel oorlog te voer. In die profesie is hulle verslaan. Wat moet ons daaruit maak? En dis soos Ou-testamentiese profeseë gebruik word. Gog is die koning en Magog is die koninkryk. Wanneer daar 'n opstand teen God gekom het, sal hy hulle verslaan. En wie gaan hy beskerm? Wie het hy beskerm in die Ou Testament? Israel. Wie gaan hy nou beskerm? Nuwe Israel. Volledige Israel. Volmaakte Israel. Die kerk van Jesus Christus. Goed, so kyk mooi na die woorde. Gog en Magog is net 'n simbool. Niemand weet waar Magog vandag is nie. Niemand kry die plekkie. Dis ergens in Turkye moontlik. Dis dit. Die plek is nie die sleutel nie.
Die prentjie is die sleutel. Jy moet verstaan dat wanneer die Ou Testamentiese prentjies vir ons gegee word dit vir ons gegee sodat ons sien wat die prentjie sê, maar ons hoef niks meer as die prentjie te verstaan nie. Die prentjie sê net, hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Hy gaan na al die vyande van Israel, dus die nuwe kerk, die kerk van Christus gaan, en hy sal hulle bymekaar maak, in al die streke. Die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. Hulle getalle is soos die sand van die see. Waar het ons dit al gehoor? Wie het vir wie die Here gesê, jou nageslag sal wees soos die sand van die see? Abraham, mooi. Hoekom die sand van die see, Abraham? Want jy kan dit nie tel nie. Dis die prentjie. Die Ou Testament lewe hieronder, né? Net die prentjie van die Ou Testament lewe. Ons praat nie eers oor Abraham hier nie, maar die beskrywing is, dit sal so baie wees, wat die Satan reg gekry het, en met die kort tydjie, hy het nie baie tyd gehad, om hierdie kort tydjie bymekaar te maak, om in opstand teen God te kom. En hulle het opgekom oor die breedte, vers 9, van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Hierdie Armageddon gedeeltes word net al hoe korter. Hierdie is nog korter as die vorige gedeelte. Want wanneer die Here die opstand teen hom sien oor die ganse aarde, en die duiwel het genoeg tyd gehad en plek gehad, en die maghebbers van die wêreld bymekaar gekry, wie nog nie weg is nie. En dan stuur hy wat? Hoekom word daar gepraat van die groot stad? Want dit word hier as 'n simbool van die heiligdom van God gebruik. Dis nie noodwendig Jerusalem nie, maar dit word altyd bedoel Jerusalem. En Jerusalem is die plek waar die kerk is. Dis die simbool van hierdie boek. Hy gebruik dit baie so. So wanneer hulle bymekaar kom, die stad omsingel, regmaak, ons gaan julle uitwis, julle sal nooit weer bestaan nie, dan weg. God het neergedaal met vuur en hulle verslind. En dan, vers 10. Die troosvers van hierdie gedeelte, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So wat ons hier hoor, en wat ons dalk kan de mekaar maak, is, nou staan nie die antichris, en die valse profeet is in die vuur. Nou wie het hulle bymekaar gemaak? Is daar nou nog mense? Dit blyk so die gedeelte uit. En jy moet die simbool maar verstaan soos hy is. Ek kan nie vir sê, waar kom hierdie ander nou vandaan nie? Want daar staan nou geskrywe, die prentjie sê, hulle is klaar in die vuurpoel. Antichrist is weg in die vuurpoel gegooi. Openbaring begin ons nou 19 het dit gesê, né? Ja. Dis hoekom hierdie gedeelte in 'n nuwe deel geplaas word, sodat jy nog 'n antichrist en 'n valse profeet kan hê. Hoekom sê ek jy kan hom dan nog hier hê? Want die prentjie begin oor. Nuwe prentjie. Ons het gelees dat hulle in die vuurpoel eindig. Dan word daar niks van die draak gesê nie in Openbaring 19. Die prentjie sluit daar af, 'n volledige prentjie. Ons gaan na 'n nuwe prentjie toe. Nou gaan ons begin asof die antichrist nog nie in die vuurpoel gegooi is nie. Maar hier staan hy is in die vuurpoel gegooi, en apokaliptiese literatuur kry dit reg om iets voor iets anders te sit sonder dit logiese volgordes het. Dit gebeur, weet nie hoekom dit so werk nie, dit maak dit effe moeilik vir gewone mense wat 'n bietjie logies wil praat en volgordes wil gebruik. Nou sê ek vir u, maar jy sal nou lees hoe die antichrist en die valse profeet in die vuurpoel gekom. Ek gaan nou vir u sê hoe het hulle daar gekom. Hier sê dit nou nie hoe hulle nou daar gekom het nie, want die beeld was vroeër in Openbaring 19 afgesluit dat die valse profeet en die antichrist klaar daar gegooi is. Is dit 'n vraag oor dit wat ek nou wil verduidelik? Is dit hierdie oor die om te vra wie het hulle in die poel van vuur? Die vraag wat ek nou probeer antwoord is, u lees in vers 10, daar staan waar die dier
en die valse profeet is. Is 'n teenwoordige tydwoord. Met ander woorde, hulle is nou klaar daar. In Afrikaans is dit, hy is daar, maar hy is al daar. En nou gaan die Satan. Maar hy is laaste. Ons hoor net, hy is laaste, maar wat nou nie vir ons verduidelik is tot hier nie, is wanneer het die antichrist en die valse profeet nou gegaan. So jy moet verstaan, jy is 'n bietjie van 'n orde skuif. Ek wil dit nie mekaar maak nie, maar die laaste oordeel verduidelik hoe die antichrist en die valse profeet daar gekom in hierdie deel. Ons het gelees hoe dit gebeur in die vorige deel. Hier, daar is nie verduidelik waar is die dier, dit was die draak hier nie, maar die draak is nou hier gevang, losgelaat en nou weer gevang. Maar nou is hy gevat. Nie deur 'n engel nie, deur wie? Deur Christus self. So hy is, dis die laaste blaas van die asem. Jammer, nou is jy daar en nou kan jy nooit weer uit nie. Ek kan baie dinge verstaan, né? Maar ek kan nie verstaan dat die duiwel dit kan lees in hierdie Bybel en nog steeds aangaan. Maak nie saak jy weet sy tyds min. Vers 11. Dis die laaste prentjie. So tot hier toe het jy nou gesien 'n engel wat die Satan bind. Tweede prentjie het jy gesien, die regering van die gelowiges. Derde prentjie het jy nou gesien van die vrylating en die vang, nadat hy gedink het hy gaan die wêreld teen Christus opstapel en die slag van oorwinning toedien. En dan word hy gevange geneem en dan word daar gedood. Almal wat saam was. En saam met hom was die antichrist en die valse profeet. Hoe het hulle daar gekom is my vraag. Want hier staan hulle was al weg. Hoofstuk 19 vers 20 praat van die dier is gevange geneem. Ja, dis hoekom ek het gesê het, ja. Dis hoekom ek het gesê het, maar die deel sluit af by 19 en nie weer begin by 20. Goed, laaste oordeel, vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Wat sien ons? 'n Nuwe prentjie met 'n oordeel, 'n troon, 'n groot wit troon. Wit, heiligheid, wie sit daarop? Hom wat op sit. Dis Christus. Gewoonlik is hy wat op die troon sit, die Vader. Dit blyk asof dit Christus is, want hy word gestuur om die finale oordeel, want hy was die een wat op die wit perd was. En dis hoekom ons sê, dis nie die Vader hier nie, maar Christus self, omdat hy gekom het op die wit troon, op die wit perd, hy was die ruiter op die wit perd, en hy is ook die een wat nou op die wit troon is. Dan sien ons in vers 12, en ek het die dode, en hier 12 en 13 verklaar vir my die antichrist en die valse profeet nou. Ek het die dode, klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel, wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Reg. Vers 13 word deur sommige verklaarders gesê, dis die ongelowige. Vers 12 word gesê, almal is geoordeel, volgens hulle werke. Maar 13 wys in besonder na hulle wat nie geglo het nie. Vers 14 sê die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. So waar daai werp van in die poel van vuur bestem vir wie? Vers 15 sê, as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So wie is in die poel van vuur gewerp? Openbaring 19. Antichrist, valse profeet. Wie is in die poel van vuur gewerp? Openbaring 20. Satan self. So hoe het hulle daar gekom? Hy het hulle daar gesit op grond van wat? Hulle werke. Een laaste gedagte. Ek het die dode, vers 12, klein en groot. Wat beteken klein dode?
Dit 'n strikvraag. Daar is 'n siening dat mense dink die kinders kan nie verlore gaan nie. Jy moet dit weet, né? Klein en groot. Dink jy dit gaan oor groot sondes en klein sondes? Praat die Bybel van 'n groot sonde en 'n klein sonde? Goed. Wat sê in Korintiërs 7 as troos vir die gelowiges? Dat wanneer jou kinders by jou geboorte ontvang het en jy het geglo, is daar hoop vir hulle. Maar vir die wat nie in geloof kon leef nie, kon hulle ook in ongeloof sterf en daar is 'n oordeel ook vir hulle. So klein en groot is nie noodwendig net volwassenes nie. Jy moet dit hoor en jy moet nie daaroor vir God kwaad wees nie, want hy is 'n regverdige God. Wat jy raak moet sien daar is ook dit. As jou naam in die boek van die lewe geskrywe is, voor die grondlegging van die wêreld, hoeveel saak het jy op jou redding? Efesiërs 1 vers 4. As jou naam geskryf is in die boek van die lewe, voordat jy gebore is, hoeveel keuse het jy op jou lewe? 0. Reg. Hoeveel keuse het jy op jou ewige dood? 0. Reg. Wie is in totale beheer? Die een wat alles in beheer het. Ons sien die wêreld is in twee lyne. Altyd. Hierdie boek praat eksplisiet daaroor. Daar's 'n plek van ewige oordeel. Eintlik moet ek 'n bietjie laer wys, want dit klink vir my dis bietjie diep en warm en koud. Nee, warm en eensaam. Daar waar niemand kom kyk of jy okay is nie. En dan is daar 'n ander plek waar daar lewe tot in ewigheid is. En hierdie hoofstuk gee vir ons trooswoorde wat u regtig in die hart moet vashou. Hierdie hoofstuk gee vir ons trooswoorde dat die kerk van Jesus Christus nie per ongeluk ontstaan het nie. Dat die kerk van Jesus Christus nie hooploos in hierdie wêreld leef nie. Dat die kerk van Jesus Christus klein en grootse werke raak gesien word. Want die boeke is nie te dik nie. Die skryfwerk is nie te moeisaam nie. Die opteken van wat jy gedoen het is duidelik. En dit geld ook aan die bose kant. Jy kon vir niks wegsteek nie. En die ondersoek is maklik. In 'n oogwink weet die Here wie hy is. Sien die almag van hierdie God. Sien die openbaring van ware oordeel en reg en geregtigheid. Die wêreld is vandag met hierdie agterbakse en wat noem jy dit alles? Is dit onderduims? Ek hoop is die regte woord. Onderduims, is reg. Dat die onderduimsheid van hierdie wêreld maak dat mense dink, julle gaan altyd met dit wegkom. En jy moet dit regtig in hierdie hoofstuk sien. As die Here die lyn trek, en hy praat in Openbaring 2 en 3 in elke gemeente van ek ken jou werke. Ek ken jou werke. Dit word 7 maal genoem. Moet die kerk vir 7 maal hoor, die Here weet. Ja. En as hy dit op die einde sê, dan sê hy dit. Hy weet. Hy weet dit. En niemand, klein of groot, gaan wegkom met dit nie. Of dit nou gaan oor mag, of oor hoe jy was op aarde, dit word nie vir ons hier verduidelik nie. Maar weet een ding, hierdie God het nie net oë wat, hoe word Christus heeltyd beskrywe? Met oë wat deur jou kyk. Alsiende. Dis nie soos die alsiende oog van die vrymesselaars nie. Want hulle maak van die godheid iets anders. Dis nie waar dit oor dit gaan nie. Dit gaan letterlik oor hy sien alles. Adam, waar is jy? Nee, ek kry 'n bietjie weg. Hoe weet jy is kaal? Het jy geëet? Die Here weet.
Die drama in die tuin is niks nuut nie. Waar is jou broer? Moet ek hom oppas? Sy bloed het my geroep, sê die Here vir Kain. Wat weet die Here? Alles. Gaan uit die stad, nou, sê die boodskappers vir Lot. Hier is niemand in die stad. En Abraham het gebid, is daar nie net, Here, is daar net soveel nie? Is daar net soveel nie? Uiteindelik 3. Ja, 4, maar toe word dit 3. Wat weet God, wat ons nie weet nie? Wat verstaan hy wat ons nie verstaan nie? En jy moet regtig Openbaring 20 in die hart bewaar. As die Here sê vrede, dan weet hy, hoe gaan hy ons in vrede moet bewaar in watter tyd? En dit is die kerk se troos. Die 1000 jaar is nie hier, wat 'n verrassingkie gaan ons waar kry nie. Nee, vrede, voltyd, 'n volledige tyd. Hy gee vir ons dit. Die Satan gebind, glo ons, is nog steeds God se almag. Hou vas daaraan. Goed. Enige vrae? Opmerkings? Ek het daai vraag aan die einde sommer ingewerk, dat jy hom op 'n plek het waar hy hoort. Maar ek vra u asseblief, lees liewer meer daaroor in goeie bronne, en as wat u kop te mekaar maak hieroor, glo wat in die belydenis staan, is baie veiliger. Argumenteer oor niks daarvan nie, want die saak van, is dit nou voor of na? Nee, ons gee nie om nie. Die troos is juis, God is in beheer. Maar die 1000 jaar is baie ouens 'n baie sensitiewe saak, hoor. Party ons is so ernstig daaroor, hulle sal jou wil beklei daaroor. En daar moet ons liewer sê, kan ons oor iets anders gesels? Dan praat ons oor iets anders. Ons glo die oordeelsdag. Ons glo die wederkoms. Dit raak nie ons geloof nie. Sê weer? Die wegraping met waar jy glo. Ja. Is dit nie, ek wys dat hulle daai deel waar Jesus gesê het, 2 sal op die land wees, 1 sal aangeneem, die ander een sal verlaat. Is dit nie wat hulle dalk in gedagte het? Hulle het dit in gedagte, die wat een weg, een op die land en die ander een nie. Dis wat hulle in gedagte het, maar wat sê Jesus oor die een weg en die ander nie? Redding en verlossing in die oordeelsdag gaan so wees, een sal gered word en die ander sal verlore gaan. Dis wat Jesus bedoel. Die oordeelsdag is so, hy gee meer as een gelykenis waar hy sê, hy gaan die kaf van die koring skei, hy gaan die skaap van die bokke skei, hy gaan skei. Een gaan bly en een gaan. Die bly beteken oordeel. Die gaan hemel. Nie wegraping nie, maar wegraping. Jy weet, ek bedoel, daar is mense wat seker dit gebruik word. Hulle wil dit so gebruik, Ja. maar dis waar die geheelsiening is eintlik die krisis. Nie verdwaal nie. Dit kan jou nie uit die hemel uithou nie. Niks. So dit is nie nodig Nee. om daaroor te beklei nie. God is in beheer. Ons het veilig. Dis hoekom ek dit so stel ook. Ons kan mekaar beklei tot die dood toe, maar hierdie saak is nie 'n hemel-hel saak nie. Dit gaan oor die hemel en die hel, maar dit gaan nie oor die hemel en die hel, dat as jy dit nie glo nie, gaan jy hel toe nie. Nee. As jy die wederkoms verwerp en sê daar is nie 'n hel nie, dan verwerp jy die Bybelse openbaring oor die einde. Daar is standpunte daaroor. Dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Almal moet weet die wederkoms is 'n dag. Goed.